Vandag gaan ek vir julle wys hoe om hierdie suurlemoen skuimtert of 'n lemon meringue in Engels te bak. Hierdie is een van my gunsteling terte. Vandat ek klein was, het ek altyd gesorg dat my ma dit vir ons maak. Dit was vir my 'n verskriklike lekker tert. En hy het nie fieteriasies aan nie, dis 'n eenvoudige, maklike tert om te maak. Ek het 'n blikkie kondensmelk nodig, 2 eiergele en 'n half koppie suurlemoensap. Ons hou van hom dat hy 'n effense soet-suur smaakie het. Die tekstuur van die kondensmelk verander. Dit word meer of dit stywerig word. Hy's nou reg. Ek gaan hom in een van my klaar voorbereide doppe gooi. Ek het nog 2 eiers se eierwitte hierby gegooi, want dit is vir my bietjie min met 2 eiers se eierwit. So hier's 4 eierwitte met 'n half koppie suiker. Ek gaan dit nou klits. Eers die eierwitte breek, laat dit begin skuim maak en dan begin ek die suiker lepeltjies vol by die eierwit gooi tot dit styf geklop is. OK, my eierwit is nou hier in. Begin dit klits. Die eierwit moet wit word voor jy die suiker begin ingooi. Hy trek 'n puntjie. As die wit reg is, dan kan ek dit op die meringue gaan sit. Gebruik altyd 'n metaallepel as jy met eierwit of met meringue werk. Jy kan sien hy's redelik. Jy kan 'n spuitsak met 'n puntjie gebruik en patroontjies op jou meringue. Ek hou daarvan om maar sommer net dit op te skep. En dan met my lepel maak ek net sulke grovigheid bo-op en puntjies, laat die puntjies kan bruin bak. Nou gaan ek hom in die oond sit, vooraf verhitte oond, 160 grade en hy gaan 15 tot 20 minute bak tot die meringue mooi bruin is. Die tert het nou uit die oond uitgekom. Hy het by 160 grade vir 15 minute gebak en hy is so mooi bruin. So nou moet hy afkoel en dan sal ek hom sny en vir julle wys hoe om te sny, dat die meringue nie heeltemal op 'n punt trek nie. Hy het nou gebak en hy het nou gestaan. Hy is so koud dat ek aan hom kan vat. Wat ek nou gaan doen is, ek vat 'n mes, ek druk hom hier onder die skuim in en dit wat ek nou hier afgegooi het is vog wat gevorm het onder die meringue, onder die skuim van die tert. Jy kan dit afgooi of jy kan dit los, dit maak geen verskil in die smaak van die tert nie. Ek gebruik nie strooisuiker nie, want die suiker, as hy 'n dag in die yskas gestaan het, dan maak die suiker sulke goue druppeltjies bo op die tert en dis vir my net so mooi. Hy kan in 'n yskas gehou word vir 'n week en wat besonder van hierdie tert is dat jy hom in 'n vrieskas kan sit en hy kan vir 'n jaar lank in 'n vrieskas wees en jy haal hom uit en jy laat hom staan vir 'n uur op die tafel en sny hom en hy is so goed soos vars gemaak. Wat jy nodig het om die tert te sny is 'n dun lemmes en 'n beker kookwater waarin jy jou mes kan nat en warm maak en dan sny hy die meringue perfek.